Goeiemôre. Baie welkom aan almal vanoggend hier in die erediens, spesiale erediens waar ons 'n klomp jong mense toewy aan die Here vanoggend. Voor ons dit gaan doen, kom ons draai bietjie na mekaar toe en dan sê ons groet ons mekaar net ordentlik. Ons kom vanoggend saam voor die Here Jesus Christus, wat aan ons kom sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. In hom leef ons, beweeg ons en is ons. Genade en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus, wat deur sy opstanding lewe en hoop vir ons bring. Amen. Ons gaan 3 liedere saam sing. Dit is nou ook 3 spesifieke liedere wat die kinders juist vir ons gevra het, ons moet sing vandag. So kom ons staan op, ons sing die volgende 3 liedere. As jy ooit voel dit raak te lank, jou bene raak te seer, asseblief gaan sit met liefde. Kom ons staan op en dan sing ons die volgende 3 liedere saam. Ek wil luister as jy roep, want ek swag, ek val en gly, as jy stem verdof in my, voor die Heer kom word ek stil, buig my hart en buig my wang, daar is waters en woestyne, by die herder se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Wys my hoe ek moet leef, leer my om U te ken, ek alleen vertrou en dwaal, U alleen kan my kom haal, op die weg kan U my hou, al is dit stil, al is dit nou, daar is waters en woestyne, by die herder se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Gee my lig, ontskemer my, as ek wil swig, kom anker my, want ek is broos, onvas, onwys, sal U vir my die pad kom wys, waar die spore my lei, wil ek wandel, wil ek bly. Daar is waters en woestyne, by die herder se fonteine, as die storms
regeer. Worship His holy name.
Still my soul will sing your praise unending, 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Goed, al die kindertjies, waar is julle? Graad R tot 4. Kom ons maak graad R tot 4 wat wil kom. Julle is meer as welkom. Sy nog op. Hoekom lyk julle almal so moeg vanoggend? Het julle te veel gevalentynsdag? Nee, hy het so vinnig daar ene teruggetrek. Was dit lekker geweest om Valentynsdag te vier? Ja, nee. Hoekom hou ons van Valentynsdag? Kan een van julle vir my sê? Ons maak liefde. Okay, ons maak liefde. Lloyd? Jesus is nie net lief vir ons nie, Jesus is die liefde. Daar sê, Jesus is nie net lief vir ons nie, hy is die liefde. So ons almal sê altyd, ons Christene moet eintlik die Valentynsdag vier nie, want dit kom eintlik uit 'n lang storie uit, maar ons vier Valentynsdag omdat ons glo, Jesus het ons lief gehad. Nou, wie van julle kan onthou, was julle gedoop? Kan julle onthou dat julle gedoop is? Wie is hierso gedoop? Die meeste van julle, okay. So julle onthou so 'n bietjie min of meer, toe julle gedoop is, kon julle ja sê? Nee, julle was nog babietjies geweest, nê? Nee. Maar, weet julle wat is die goeie ding van die doop? Jesus en God het vir julle ja gesê, dis hoekom julle ma en julle pa julle doop toe gebring het. Daarom is julle met hierdie water gedoop, want God het eers vir julle ja gesê. Maar nou vandag vier ons die lekker deel. Die ander deel, wanneer julle eendag in matriek kom of miskien graad 11, nê? Kyk gou om julle, dan sien julle gou hierdie tieners wat hierso sit. Sien julle hulle, heel voor. Nou hulle kan mos nou al ja sê, nê? Hulle is oud genoeg, hulle kan ja sê. So vandag gaan hulle vir God sê, ja, hulle gaan hulle lewe vir God oorgee. So dit is wat besonder is vir ons. Ons vier liefde, maar ons vier die feit dat Jesus liefde is en ons eerste lief gehad het, nê? So nou wil ek julle uitnooi, maar julle moet dit mooi doen, anders gaan dit nie lekker werk nie, nê? Staan gou op. Dan kom sit jy gou jou handjies hierso in die water. Een vir een, kom nie, mooi in 'n rytjie, nee, laat julle nou nie mekaar seermaak. Sit gou die hande in die water, sit die hande in die water. Dan voel jy, okay, dan die enetjie volgende ene. Voel daar so die hande in die water. Rassy. Okay. Dan staan julle weer daar. So vandag herinner ons julle dat julle gedoop is en God het julle gekies. Dis hoekom julle as babietjies gedoop is en dan eendag as julle bietjie groter is, dan gaan julle ook vir die Here kies en sê, ja, ek gaan vir die res van my lewe vir God volg. Asai. Okay, as julle almal gevoel het, kom ons draai om, dan gaan ons na die skerm kyk. Ons gaan vandag 'n liedjie sing. Jesus het my lief, ek weet. Want ek weet hy het my lief. So kom ons staan op en dan sing ons lekker saam. Jesus het my lief, ek weet. Zo fijn. Ach nee.
Jesus het my lief, ek weet, nooit sal hy van my vergeet, want ek weet ek uit sy woord, dat ek aan hom behoort. Jesus ken my, Jesus lei my, Jesus leer my die waarheid van sy woord. Jesus loves me still today, walking with me on my way, wanting as a friend to give light and love to all who live. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Ons almal ken dit. Ja. Okay, waar is julle almal? Goed. So julle weet nou en julle gaan onthou Jesus is lief vir julle, né? Okay, so julle kan klasie toe gaan. Die res van die gemeente, julle kan die Here dien met die offergawes. Ons het die voorreg vanoggend om die roetemerker van openbare belydenis van geloof van 'n groep pragtige jong mense saam te vier. Nou, ons het deur die jaar gesels met mekaar oor wie hulle is, waar hulle is, waaraan hulle self verbind en daarom is hulle hier vandag. Hier om saam te bely voor die gemeente waarin hulle groot geword het. Dat hulle verstaan wat met die doop gebeur het en dat hulle kies om vandag die beloftes
van God ook te onderhou. Alrich Corneille, ek gaan nou almal se name lees voor ek dit vergeet van die senuwees. Alrich, Corneille, Gerard, Hermie, Kyle, Mieke en Zian. Die verbintenis wat julle vandag met ons deel, is niks anders nie as om te bely dat Jesus Christus die Here is. En dat Jesus die Here van jou lewe is. En dit beteken vandag dat jy bely, jy bely dat God drie-enig het jou lief en dat jy ook vir God lief het. En jy bely dat die woord aan jou lewe rigting gee en vir jou soos 'n kompas of 'n GPS is in meer moderne taal. En jy bely dat jy deel van die liggaam van Christus is. Dat jy met hierdie geloofsgemeenskap jou vereenselwig en dat jy 'n lid is van hierdie liggaam, van hierdie familie, waarin jy jou talente sal uitleef. En die laaste, jy bely dat God jou in die wêreld uitstuur, om 'n verskil te gaan maak in sy koninkryk. Ek wil vir julle elkeen vra om vorentoe te kom en hier naby die doopfont te kom staan. Ek wil julle vanoggend in die eerste plek herinner dat julle gedoop is. Julle is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom staan nader en dan kan julle elkeen net julle hande ook hier in die water insit. Julle kan hier afstaan en dan kyk julle so vir die gemeente. Ons gaan vir Mieke vra om vir ons 'n gebed te doen. Kom ons sluit die oë. Ons dit elke dag moet doen. Heilige Gees, lei ons om te word wie U wil hê ons moet wees. Ons gee vandag ons lewensverhale, twyfel, opgewondenheid, gawes en drome aan U, Here. Hier is ons, gebruik ons. Amen. Ons noem dit openbare belydenis van geloof en dis hoekom julle nie sommer net iewers te apart doen nie. Dit is hoekom julle vanoggend hier staan, voor die gemeente wat julle groot geword het, voor julle ouers, voor die familie en vriende wat hier is vandag, sodat julle saam hardop kan bely. Ek gaan vir julle 4 vrae vra en dan wil ek hê julle met elkeen afsonderlik vir my ja sê. Die eerste vraag is, glo jy dat die boodskap van die Bybel, soos dit in die Ou en Nuwe Testament en in ons kerk se belydenisskrifte saamgevat is en hier in die gemeente verkondig word, die ware leer van verlossing is? Vraag 2, beloof jy om deur God se genade aan hierdie geloof vas te hou solank jy leef en om alles wat daarmee in stryd is te verwerp? Derde vraag, bely jy dat Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, dat jy hom liefhet en beloof jy om hom te dien openlik en om te getuig en getrou deel te wees van die gemeente en gemeenskap se lewe en werk. En die laaste een, aanvaar jy dat jou medegelowiges jou mag ondersteun, jou vermaan en help om op die regte pad van geloof te bly? Julle elkeen se antwoord, Kyle? Ja. Nee. Goed, hulle elkeen het ja gesê hiervoor. So as antwoord hierop, wil ek graag hê ons as gemeente moet regop staan en saam met hulle die geloof, ons geloof hardop bely. So kom ons staan en dan sê ons dit saam hardop. Kan daai kant toe kry.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Julle kan vir my so klein bietjie daai kant toe skuif, gemeente, julle kan sit. Hulle gaan party van hulle vir die eerste keer vanoggend die nagmaal saam gebruik. So die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd wat ons natuurlik herinner dat ons aan Christus en aan mekaar hier verbind is. En dit is 'n uitnodiging vir ons om herinner te word dat die Heilige Gees ook in ons is en saam met ons op hierdie pad stap. In die eerste plek is die herinnering, dat herinner ons aan die kruis, dat Jesus vir ons gesterf het, dat hy opgestaan het en weer lewe, sodat ons kan lewe. Dis ook 'n waarborg, dat sy liefde altyd in ons sal bly, en saam met ons sal wees. Natuurlik is dit 'n viering, want ons is 'n familie saam wat vier, dat ons in die Here is, en hier saam kan wees. Dis ook 'n verkondiging, want juist dit wat hier gebeur, verkondig ons dit wat gebeur het, sodat ons ook hier saam kan wees, en saam dit kan vier. Vreugdefees, want ons bly in sy liefde, ons het vreugde, en dan natuurlik 'n fees van dankbaarheid. Ons is dankbaar dat ons hier kan staan, ook vandag. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here ons God, dankie dat ons hier teenwoordig kan wees. Here, dat ons saam met hierdie wonderlike jong mense hierdie oomblik kan beleef. Here, dankie dat ons die brood en die wyn het, en help ons om nie daaraan vas te klou nie, maar dit wat ons nou geniet, ook daar sal gaan uitleef waar ons is, en dit gaan verkondig. Dankie dat U ons God is, en hier vanoggend teenwoordig is. Amen. Goed, julle, die brood wat ons breek is die gemeenskap met ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit en glo dat sy liggaam gebreek het vir julle sondes. Die beker van danksegging is ons, ekskuus tog, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit en glo dat sy bloed vergiet is, sodat ons vergewe kan word. Ek vra dat die kinders se ouers asseblief vorentoe kom en by hulle kom staan. Ek kan 'n bietjie uitsprei hierso.
Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here ons God, ons sê vir U dankie dat ons die nagmaal nou kon saam gebruik, maar Here dat U hierdie kinders gebring het tot hier. Dat U hierdie wonderlike jong mense laat groot word het in 'n kerk waar hulle geliefd gevoel het en deel gevoel het. Here ons vra dat U by hulle sal staan en by hulle sal saam met hulle sal stap op hulle pad vorentoe. Maar Here, ons dink ook aan die ouers wat vandag hier staan. Here, wat 'n belofte gemaak het by die doopvond en dit eintlik vandag tot sy einde bring en ook net weet dat hulle kinders opgevoed het tot hier. Here, ons vra dat U hulle sal lei en sal help, ook in die tyd waar dit moeilik raak, dat hulle sal na die regte plekke toe draai. Na hulle ouers, na hulle gemeenskap. En gee dat hulle dit ook sal gaan uitleef, alles wat hulle beleef het hier in die kerk, daar waar hulle dien. Amen. As gedooptes, as beleidende lidmate, is ons almal 'n deel van een groot familie. Ons sê dit oor en oor vir mekaar. En daarom wil ek ons uitnooi gemeente om op te staan, waar ons in hierdie oomblik saam 'n belydenis gaan aflê. Dit gaan op die bord verskyn, waar ons ook weer net sê, ons is God se mense, ons is sy hande en sy voete in die wêreld, ons verkondig die goeie nuus en ons is een in Christus. So kom ons staan op en dan sê ons dit hardop saam as gemeente. Ons is God se mense, sy hande en voete in die wêreld. Ons verkondig saam die goeie nuus van Christus aan die wêreld. Ons is een in Christus Jesus. Kan maar weer sit, dankie. Ons het vir elke kind 'n geskenkie gebring, maar ek wil net vir julle so 'n bietjie daarvan vertel. Ons het 'n pragtige gebedskruisie, julle sal sien, dit lyk nie soos 'n normale ou kruisie nie. Dis 'n bietjie iets anders wat jy in jou hand kan vashou wanneer jy wil stil word voor die Here en saam net bid. En dan 'n boek met wonderlike dagstukkies om julle ook te help om op die pad te bly saam met die Here. Ek wil vra dat elke ouer daar 'n boek neem en dit vir hulle gee en dan sommer ook geluk sê daarmee saam. Ek herinner julle vandag dat die Here 'n plan het met jou lewe. Hy bly naby hom, bly eg en bly syne. Kom, julle kan maar gerustig gaan sit by julle ouers nou, die ergste is verby, julle kan nou weer asemhaal. En dan net so daar waar ons sit, kan ons saam Abide With Me sing. For now, I walk this broken world. We walk it first, you know how pain, but you show hope can rise again up from the grave. Abide with me, abide with me, come not too far. Walk with me and ever close, God abide with me. There in the night, Gethsemane, before the cross, before the nails,
break. He sings our suffering and bore our shame. Walk with me, ever close, God abide with me. And let me go. Love that will not ever let me go. You never let me go. Love will never ever let me go. And up ahead, eternity, we'll weep no more, we'll sing for joy, abide with me. Walk with me, ever close, God abide with me. Ever close, God abide with me. Ever close, God abide with me. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 11 uit. Johannes 11 vanaf vers 17. Kom ons sluit net eers die oë en dan bid ons saam. Here ons God, U ken elkeen van ons wat vanoggend hier sit. U weet wat in ons harte en ons koppe aan die gang is. Here, ons vra dat U dit sal stil maak. Dat ons ook sal hoor wat U vanoggend vir ons wil sê deur die woord. Dankie dat U ons God is. En dat U ons liefhet. En dat U saam met ons loop. Amen. Kom ons gaan lees daar saam in Johannes 11. Die opskrif daar is Jesus by Martha en Maria. Dis 'n bietjie van 'n langer gedeelte, maar ons gaan hom deurwerk vanoggend, want ons doen ook dieselfde wat ons in die kerk doen, is dieselfde teks wat ons gebruik in die kleuters of die sonnaskool, tog, dat almal kan dieselfde teks as familie deurgaan op 'n Sondag. So kom ons lees saam daar, die opskrif Jesus by Martha en Maria. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar self nou weet ek dat God U alles sal gee, wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood uit opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep
en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het, dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy huis toe kan gaan. Tot sover. Ons staan vandag by 'n besonderse verhaal en vir sommige van julle voor 'n besonderse dag. Vandag het hierdie jong mense gekom en gesê, ek behoort aan die Here en ek wil hom volg. Maar as ons eerlik is, gebeur hierdie belydenis nie in 'n perfekte wêreld nie. Daar is dinge in hierdie wêreld wat maar rof is vir ons. Siekte, verlies, vrae, onsekerhede en selfs die dood. En dit is presies waar Johannes 11 afspeel. Johannes vertel vir ons hierdie diep menslike drama met tonele wat gelaai is met intense emosies. Jesus ontvang die berig dat Lazarus, broer van sy goeie vriende Martha en Maria, siek is. Vriende wat hy lief gehad het. Maar Jesus vertoef egter nog so 2 dae, voordat hy na die disippels toe gaan. Nie omdat hy traag was nie, maar dat hy oortuig was dat die siekte God se mag sal openbaar, en dat hy, God se seun, verheerlik sal word daardeur. Jesus kom nie na hulle toe, terwyl almal feesvier nie, terwyl alles wonderlik is nie. Hy kom na hulle toe 4 dae na Lazarus gesterf het. Te laat, sou mense sê. Dis verby. Dink ander. Maar Johannes leer vir ons, Jesus is nooit te laat nie. Die evangelie van Johannes is met die eerste oogopslag vir ons eenvoudig geskryf, maar dit verras ons elke keer met die diep teologie wat daar uitkom. 'n Betekenis so diep dat jy regtig daarin moet delf om te vind wat alles nog daar kan uitkom. Hoofstuk 11 is 'n besonderse kykie op hierdie openbaring van wie God regtig is. En wat dit besonders maak, is dit nie dat dit nie vanuit 'n hoogtepunt uit gebeur nie. Dit gebeur nie wanneer alles presies 100% regloop nie, maar tydens 'n diep hartseer van Martha en Maria en die mense wat Lazarus geken het. Dan is die een ding om oor God te praat as alles goed gaan. Dis die een ding om oor God te praat wanneer alles vlot verloop en alles gaan mooi en reg, net soos jy dit wou gehad het. Maar is 'n ander ding om oor God te praat wanneer dinge nie uitwerk nie. Wanneer dinge seermaak, wanneer dinge skeefloop. En dit is die verhaal wat Lazarus ons kom vertel. Martha sê vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie.
Dis nie hierdie netjiese geloofsvraag nie, dis hierdie rou eerlikheid wat sy vir hom sê, Here, ek verstaan nie. Here, ek is seer gemaak. Here, dit het nie geloop soos ons gedink het dit gaan loop nie. En weet jy wat? Jesus vermaan haar nie. Jesus luister na hom. Jesus snou haar nie toe met allerhande woorde om haar stil te maak nie. Hy luister wat sy wil sê. Albei die susters glo dat Jesus Lazarus van die dood sou kon red. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra, sê Martha. Hulle woorde getuig van 'n geloof, van 'n vertroue in Jesus, selfs in hierdie slegte situasie. Maar tog verraai hierdie woorde ook 'n konflik binne hulle. Wat kan jy nou eintlik doen? Ons glo, ons weet dit, ons weet wat aangaan, maar dit is so seer dat ek nie anders kan raak sien nie. Vandag met die belydenisaflegging herinner dit ons ook maar eintlik aan hierdie feit dat selfs met die vrae, selfs met die twyfel, die onsekerheid in ons, bly Jesus by ons. 'n Jong man het eendag gesê, my geloof het nie gegroei toe alles reg was nie, maar toe ek moes besluit of ek God gaan vertrou terwyl ek hom nie verstaan nie. Gaan net dit weer haal, my geloof het nie gegroei toe alles reg was nie, maar toe ek moes besluit of ek God gaan vertrou terwyl ek hom nie verstaan nie. Habakuk sê dit vir ons so mooi, nogtans sal ek jubel. Dis 'n keuse wat ons moet maak. 'n Keuse wat ons aanhoudend moet maak, wanneer ons nie verstaan nie, wanneer dinge heeltemal anders is, wanneer dinge moeilik loop, is dit my keuse om te sê, ek glo en vertrou, God sal my hierdeur ook bring. Want tog, dis die moeite werd om te vertrou. Jesus sê vir Martha, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Let so klein bietjie op, Jesus sê nie, ek bring die opstanding nie, hy sê, ek is die opstanding. Geloof is nie net 'n stel waarhede nie, dis 'n verhouding met 'n persoon. Vandag het hierdie jong mense gesê, hulle sê nie, ek glo hierdie klomp sekere goeders nie, hulle sê, ek verbind my aan Jesus. Die een wat my tot hier gebring het. Jesus hanteer Martha se pyn deur dit aan 'n egte rotsvaste basis van geloof vas te knoop. Jesus self, die lewe wat hy bring, die dood wat hy self ervaar het, of gaan ervaar. Hierdie intensiteit van haar geloof is vir ons belangrik om te besef dat ons ook op sulke punte kom wat ons ook maar net voel, gee maar oor. Dis nou genoeg. Ek is nou klaar. Maar Jesus self kom as die bron van troos en kom hou ons vas en sê dat hy ons nooit alleen los nie. Dis soos iemand wat sê, ek weet alles van swem, maar nog nooit in die water was nie. Iemand anders sê gister ook vir my, dis asof jy sê, ek kan swem, maar ek gebruik dit net nooit nie. Wat help dit dan? Jy het dit by jou. Om regtig waar te sê, ek glo beteken, ek klim uit, ek klim in die water en ek vertrou die Here met my hele lewe. Dis dit waarop ons hoop. Dis dit waarop ons vertrou. Die een vers in die Bybel wat mans gewoonlik nie vreeslik van hou nie, is natuurlik Jesus het gehuil. Wat vir my een van die mooiste, treffendste verse is, seker wat ek vind in die Bybel. Want dit sê vir ons, God is nie koud teenoor ons pyn nie. Hy staan nie een kant en kyk nie. Hy deel in ons hartseer. Hy huil saam met ons, wanneer ons regtig net nie meer kan nie. Hy betoon menslike meelewing. Hy saam met hulle hartseer, hy saam met hulle daar in daardie oomblik. Hy gee nie allerhande verklaringe nie. Hy huil saam met hulle. Een van die Griekse vertalings praat van innerlik gegloei van aandoening. Dit het hom regtig so diep getref, dat die trane gevloei het.
Hoor vanoggend, wanneer dit moeilik raak, wanneer dit regtig vir jou swaar is, dis nie swak geloof om hartseer te wees nie. Dis nie swak geloof om soms maar te huil nie. Dis nie swak geloof om soms te sê ek kan nou nie meer nie. Dis juis in jou menswees waar God teenwoordig is by jou. Die kortste vers in die Bybel, maar die een wat ons die meeste leer, van genade, van vertroue, van hoop. Miskien is dit vanoggend vir jou niks nie, miskien is dit vir jou die grootste troos. Maar weet vanoggend dat jy kan rus in die Here, waar ook al jy jouself bevind. Toe Jesus by die graf kom, sê hy neem die klip weg. Hy kon dit self gedoen het, maar hy vra vir die mense om dit te doen. God doen die onmoontlike, maar tog vra hy ons gehoorsaamheid. Soms beteken dit ons moet die klip wegrol van vrees. Die klip van ou gewoontes. Die klip van ons opinies oor ander mense en soms ook maar die klip van twyfel om dit weg te rol uit ons lewe. Dan sê hy met 'n harde roepstem, Lazarus, kom uit. Hy sê nie, kom almal uit nie, hy sê Lazarus spesifiek in die graf waarin hy is, hy moet uitkom. Dit gee vir jou die lewe. Met hierdie opwekking van Lazarus uit die dood, herinner Jesus ons aan wie hy is, die gestuurde van die Vader. Hy het gekom om lewe te bring, soos ons laasweek gehoor het, die goeie herder. Lazarus staan op uit die dood, want God het met hom gepraat. Ons bely geloof af in 'n gemeente voor ander mense, want ons wil vir almal sê dat ons glo in die liefde van God. Ons glo dat hy ons vashou. Maar hy wil vanoggend vir julle ook sê, enige een kan dit bely op 'n daaglikse basis. Kom uit jou lewe, kom uit jou vrees, kom uit jou skuld, kom leef. Maak jou los en leef in hierdie wêreld waar ek jou geplaas het. Johannes omraam die gebeure van Lazarus se opwekking met verwysing na hierdie wonderbaarlike mag. Vers 4 sê hy, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie. En dit het nie. In vers 40, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderlike, baarlike God sien. Hierdie storie, hierdie verhaal vertel vir ons van die krag van die Here. Maar hierdie verhaal word lewendig in ons eie lewe. Want hy is die goeie herder wat saam met sy skape loop en sy skape gaan soek. Vir ons vir vandag, jy kan vandag van God verwag dat hy ons geloof sal bevestig en sterk maak. Want hy het ons lief. Nogtans sal hy jubel, nogtans sal ons jubel, al loop alle dinge verkeerd, want God is met ons. Hy sal saam met ons huil, want hy is nie onaangeraak deur die dinge wat gebeur in ons lewe nie, hy verstaan, hy is saam met ons. Ons moet onthou dat hy wonders kan doen. Hy wys dit vir ons hier, en ek is seker daarvan, daar's 'n klomp van ons wat kan sê, iewers in ons lewe, dit kon net die Here gewees het, wat dit reg gekry het. Hy gee vir ons die lewe. Hy as die goeie herder, die een wat weet wat sy skape nodig het. Ek het gekom dat julle die lewe sal hê, en dit in oorvloed. Liewe belydenisgangers, liewe gemeente, vandag sê julle nie net alles is reg en alles loop altyd reg nie, julle sê ek behoort aan Jesus, die opstanding in die lewe. Daarom kan ek opstaan, daarom kan ek uitroep en gaan leef, want hy roep ons tot 'n volkome lewe. Ons staan vandag nie as beoordelaars nie, maar as mense wat saam met die Here stap. Saam huil, saam lag en soms partykeer net wil weghardloop. Maar die Here stap saam met ons. Mag hierdie dag nie net vir ons 'n dag wees wat ons besef dat die Here ons God is nie, maar 'n dag wat ons ook opgeroep word om te leef ten volle. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, ons aanbid U vanoggend, omdat U saam met ons stap. Here, dat U saam met ons huil,
en oral waar ons is, saam ons dit beleef. Here, gee dat ons werklik hierdie woorde sal hoor en uitgaan en gaan lewe, soos U van ons vra. Met ons lig wat helder skyn, dat mense U deur ons kan sien. Ons kom sê dankie vir hierdie spesiale diens. Dankie vir elke kind in ons gemeente, dankie vir elke kategeet wat Sondag na Sondag vir hulle lesse gee. Dankie vir elke liewe persoon wat 'n kind aanraak en hulle iets leer van U liefde. Gee dat ons uit sal gaan en ten volle sal lewe. Amen. Ons gaan afsluit met die lied I Surrender. Julle kan gerus net daar loer in die aankondigings, daar die gemeente Braai is die 26ste Februarie, al die inligting is hier in, loer asseblief daarna. Julle sal sien, ons 10de maand dankoffer is amper daarso, en ons vra weer, as daar iemand is wat hou van sosiale media, asseblief, laat weet, steek jou hand op, neem vir ons 'n paar foto's en help ons om die sosiale media aan die gang te kry. So kom ons staan, en dan sing ons hierdie laaste lied saam, I Surrender. With every thought and every word, with every breath and all I have, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender. Geliefde gemeente, julle het vandag weer gehoor, ons Here is die opstanding in die lewe. Gaan nou uit en leef as mense van die opstanding, vol hoop, vol lewe, vol geloof. Want ons toekoms is seker in ons God. Mag die God van alle hoop julle vervul met blydskap en vrede in geloof, sodat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek vir jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek is rondom jou, want ek is
Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 1,000 years I've never to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending.